Welkom by die les oor die letter I. Eerstens liaseer ons inligting. Ons beweeg vir Einstein na die spelling igloo, omdat ons steeds met elke letter van die alfabet die spellinghuisie volledig wil bou. Net soos die eerste kwartaalse lesse, sing jy elke oggend die alfabetliedjie deur en jy volg met jou vinger op die letters. Daarna sing jy weer en jy kry die letter I waarmee ons vandag gaan werk. Bou dit al die leerders elkeen op sy eie bord onder in die wit kolom I. Soos julle reeds kan sien, is daar 'n grys klank bokant die letter I en ons gaan nou meer van dit leer. Voordat ons verder beweeg met die letter I, kom ons liaseer dit. Die letter I behoort tot die vokaalgroep 3. A, E, I, O, U. Ons kry ook die kort klank I, hoofsaaklik in 'n geslote lettergreep. Ons gaan dus vir julle wys dat daar ook stoute apies is, waar ons die I klank in Afrikaans in 'n oop lettergreep gaan kry. Al sluit ons dit nou by kwartaal 1 in, is dit net toevallig geleer. Moet asseblief nie die stoute apie, die uitsonderingswoorde vir graad 1 leerders leer nie. Hierdie is om vir jou weer die groot prentjie te skep, dat alle onderwysers verstaan dat wanneer jy in graad 1 gedoen het, jy nie klaar is met die letter I nie en daar nog nuwe inligting gaan bykom. Sodra ons die groot prentjie het, kan ons fokus op die deeltjie van in kort toe woordjies wat ons in graad 1 gaan leer. Hierdie is nou die stoute apie woorde: figuur, minuut, dilemma, definisie, diploma, dissipline, direkteur, lisensie. Hulle sê in 'n oop lettergreep. Meestal wanneer jy die I in 'n oop lettergreep kry, gaan hy eerder I sê, die tweede kortklank van die letter I. Die muurkaart I dui duidelik aan dat daar 2 verskillende klanke vir die letter I is in Afrikaans. Dis vir sit en I vir igloo. Julle kan sien by die I is daar 2 klankteels. Dit dui vir jou dat die klank dieselfde is, maar ons assosiasie prentjies verskil en die rede is omdat die I klank in Afrikaans meestal met die IE vokaalspan geskryf word. Daarom is ons Afrikaanse klank I, die IE, en dit dui op die seun, 'n baie spesifieke seun. So, kom ons kyk na die bewegings vir die letter I. Die letter I sê vir sit. Maak asof jy in die lug op 'n stoel gaan sit. Die letter I sê I vir igloo. Maak 'n sirkel bokant jou kop asof jy 'n igloo bou waarin jy kan sit. So, die verkorter weergawe sal wees die letter I sê sit in die lug en I maak 'n sirkel bo jou kop. Ons gaan nou in hierdie les spesifiek net werk met woorde wat is sê, soos in sit. Ons het reeds gesê dat al die leerders die I op hulle borde moet bou en nou kan hulle ook die klank byvoeg, wat ons hoofsaaklik in 'n toedeur lettergreep gaan kry. Ons het ook die uitsonderings reeds vir julle gewys, so sou jy een van daardie woorde teekom, verstaan jy ook hoekom ons dit nou skielik met 'n I skryf. Als is dit in 'n oop lettergreep en ons sê ook 'n. So vir hierdie les gaan ons met I woorde werk in 'n geslote lettergreep wat die I klank maak. Ek wil hê ons almal moet die woord sit op ons borde skryf. Wat hoor ons? Kom ons klap ons op die arm uit. S, naby aan jou oor, op jou skouer, op jou elmboog en t op jou pols. S, t, sit. Nou gaan ons eers die klanke aandui. S, ek gaan help want ons het nog nie die S behandel nie. Leerders volg my vir die S. Bou hulle nou onafhanklik want ek het reeds die les vir hulle verduidelik
en t gaan ek ook mee help, want hulle het dit nog nie behandel nie. Saam skakel ons nou die klank om na 'n geskrewe S en die klank na die I en die klank na die T. Dit is belangrik dat jy die leerders bystaan met letters wat nog nie volledig behandel is nie. Maak seker jy oefen ten minste 3 na 5 woorde elke dag vir auditief en visuele diskriminasie. As klastyd dit nie toelaat nie, maak seker jy skep ekstra geleenthede vir leerders wat stadiger is, sodat hulle ook kan bybly met die prosesse. Hoe meer woorde jy visueel gaan uitbou, hoe vinniger gaan vaslegging vir almal in die klas plaasvind. Goed, nou gaan ons die proses omskakel en ons gaan lees. Daarom skryf die juffrou die woord op die bord en leerders kopieer dit op hulle borde. Ons vra dan, is hierdie 'n oop of 'n toelettergreep? Natuurlik is dit 'n geslote toelettergreep, want die woord eindig op 'n groen letter, 'n konsonant. Hulle het nog nie K en S gedoen nie, daarom help ek en lei ek hulle met die omskakeling na 'n klank toe. Hulle gaan wel vir my die middelste vokaal self onafhanklik omskakel na die korrekte kortklank toe. So kom ons begin. Die eerste klank wat ons gaan hoor is K. Die tweede klank is I. Die derde klank is S. Kom ons klap dit op die arm. K, I, S. Sê dit aan mekaar. Kus. Maak ook seker leerders verstaan die betekenis. Ma het vir ons 'n kus perskus van die mark afgebring. Hulle moet die betekenis altyd verstaan. Maak ook seker jy het 'n paar woorde geoefen en moenie vergeet van manipulasie, waar jy selfs van die lettertjies net kan omruil om te wys hoe die woord verander nie. Nou kom ons kyk gou na die klank I. Die klank I is amper soos jou Engelse schwa sound. As jy nie weet wat dit is nie, sal jy dit leer sodra jy die Engelse program volg. Dit is die moeilikste klank, omdat ons baie opsies het hoe om I te skryf. Nou tradisioneel het ons glad nie hierdie les so eksplisiet aangebied nie. Ons het wel dit toevallig opgetel soos ons meer en meer woorde behandel het. Kitsa Spannie glo daaraan dat ons alles eksplisiet moet onderrig. Ons kan nie net aanneem alle leerders gaan die verskillende fasette met mekaar verbind op hulle eie nie. So kom ons kyk na die klankie I. Die eerste manier in 'n geslote lettergreep, as jy 'n kort 3-letter woord het, of 'n 4-letter woord of 5 soos krimp, as jy 'n hoor in 'n geslote lettergreep, gaan jy waarskynlik die meeste van die tyd die I gebruik, wat ons nou net geoefen het. Maar sodra die I klank die laaste klank in 'n woord is, skryf jy dit altyd met die E. Ons het by ons E-les verlede kwartaal net die kort E-klank behandel. So hierdie klank gaan ons later die jaar hanteer. Vir nou moet jy ten minste al weet, as ek in die middel van 'n woord in 'n geslote lettergreep hoor, gaan ek I skryf. As ek dit aan die einde van 'n woord hoor, gaan ek 'n S skryf. Dus gaan dit ook met lees werk. Sodra ons 'n E aan die einde van 'n woord sien, gaan jy dit uitspreek, net soos die kolletjie I. Dit help regtig as leerders hierdie konsep so leer en weet. Dit help ook om leesvlotheid te bevorder en definitief vinniger vordering te bring. In plaas daarvan laat ons wag tot ons die E se volgende klank apart behandel. Ek gaan vinnig raak aan die volgende 2, nommer 3 en 4. Daar is sekere voor- en agtervoegsels wat almal met 'n E geskryf word, maar almal van hulle spreek jy as 'n uit.
Ons gaan dit verder in morfologie behandel en ons gaan elkeen van hulle eksplisiet in graad 2 en 3 ook behandel. Die laaste een is wanneer jy 'n deelteken E het, sê dit ook vir jou 'n en die deelteken dui weer daarop dat dit altyd 'n nuwe lettergreep is. Ook meer hieroor later. Vir graad 1 kwartaal 2 moet leerders weet as hulle lees en hulle sien 'n E aan die einde van die woord, moet dit ook 'n wees, net soos die kolletjie 'n se uitspraak in 'n geslote lettergreep. Kom ons maak net seker wat moet ons alles ken. Die letternaam is U. Dit maak 2 klanke. Ons moet die bewegings ken. 'n maak of jy sit. U maak 'n iglo bo jou kop, 'n sirkel bo jou kop. Gewoonlik tref ons die 'n klank in 'n geslote lettergreep aan, 'n toedeur. Jy moet die 'n in woorde kan herken en jy moet die leeskaart vlot en onafhanklik kan lees. Lettervorming, dis een van die maklikste letters om te skryf en op die sleutelbord moet jy hom met die korrekte vinger tik. Nou is jy in beheer van die eerste klank van die letter U. Daar is kopiereg op al ons produkte.